Genesis 14. Abram red vir Lot en ontmoet vir Melchisedek. Dit was in die tyd dat koning Amrafel van Sinar, koning Arjok van Elsarar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Goyim oorlog gemaak het teen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboim en teen die koning van Bela, dit is Soar, en as bondgenote opgetrek het na die Siddim vlakte toe. Dit is vandag die Soutsee. 12 jaar was die gebied onderhoorig aan Kedorlaomer, maar in die 13de jaar het dit gerebelleer. In die 14de jaar het Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was gekom en die Rafete verslaan in Asterot Karnaim, die Sistite in Ham en Emite in die Kiriataim vlakte en die Korite in die Seer berge tot by El Paran in die woestyn. Kedorlaomer, hulle het toe omgedraai en by El Mispat gekom, dit is Kades, en daar het hulle die hele gebied van die Amalekiete verower en ook nog die gebied van Amorite wat toe in die Gaseson Tamar gewoon het. Die konings van Sodom, Gomorra, Admar, Seboim en Bela, dit is Soar, het toe opgetrek en in die Siddim vlakte teenoor die ander konings stelling ingeneem om te veg. Teenoor koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amrafel van Sinar, koning Arjok van Elsarar, 5 konings teen 4. In die Siddim vlakte was daar oral afvalsgate en toe die konings van Sodom en Gomorra gevlug het, het hulle daarin geval. Wie van hulle oorgebly het, het na die berge toe gevlug. Die 4 konings het al die besittings van Sodom en Gomorra en ook al hulle kos by mekaar bytgemaak en vertrek. Hulle het ook vir Lot, Abram se broerskind, en al sy besittings gevat en vertrek. Hy het daardie tyd in Sodom gewoon. Daar het egter iemand ontsnap en die het alles gaan vertel vir Abram, die Hebreër, wat gewoon het by die groot bome van die Amoriet Mamre, 'n broer van Eskot en Aner. Hulle 3 het 'n verdrag met Abram gesluit. Toe Abram hoor dat sy familielid weggevoer is, het hy sy volgelinge 318 slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by Dan. Die nag het Abram sy manne hulle van verskillende kante af aangeval en verslaan. Hy het hulle agtervolg tot by Goba, noord van Damaskus. Abram het al die besittings teruggekry. Hy het ook vir Lot sy familielid met al sy besittings teruggekry, ook die vrouens en al die ander mense. Toe Abram terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abram toegemoet gegaan en die Save vlakte, dit is die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abram kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abram geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abram vir Melchisedek 'n 10de van alles gegee. Die koning van Sodom het vir Abram gesê, gee my net die mense en vat die besittings vir jou. Maar Abram het hom geantwoord, ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die Here. Voor God sal die Allerhoogste skepping van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie eers 'n garingsdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê, ek het vir Abram ryk gemaak nie. Afgesien van wat my manskappe gesê het, kan jy my buite rekening laat,
maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, hulle moet hulle deel kry. Genesis 14.